Goeiemôre. Dis lekker om mekaar te sien. Baie welkom by hierdie erediens. Dis my voorreg om jou te groet in die naam van ons Here Jesus Christus, wat vir jou oneindig lief is. En ek wil graag hê jy moet vanmôre vir 'n oomblik net regtig dit ontvang dat die Here vir jou verskriklik lief is. Baie liewer is al die ander goed wat ons tref en ons is so maklik geneig om sy liefde te onderskat. Die Here het jou baie lief. Ons is besig met 'n reeks God se asem tussen bladsye. Nou dis al reeds die 5de week. En dis 'n wonderlike metafoor hierdie God se asem tussen bladsye, want dis wat die Bybel is. Ons kan as dit ware God se asem beleef in hierdie Bybel. Ons hoor hom, ons beleef sy hart, sy liefde vir ons. Elke week het ons 'n nuwe hoek op die Bybel in ons lewe. Verlede week het dit gegaan oor die saad van die woord, wat op verskillende plekke in ons lewens val. En ek wonder nogal in die week wat verby is, het daar saad op goeie grond in jou hart geval? Saad uit die woord uit. Dink 'n bietjie aan watter saad het op goeie grond geval, wat inslag vind, wat ontkiem en wat groei. Vandag is in hierdie week is ons tema speeltjie, speeltjie. Nou 'n speel is mos 'n vreeslike ding. As jy in die spieël kyk, dan het hy 'n manier om vir jou goeders te wys. 'n Spieël los jy nie sommer nie. Hy trek jou aandag. Hy wys vir jou hoe jy nou lyk. En hy wys vir jou goed wat jy dalk nie wil sien nie. Hy wys vir jou goed wat jy nie geweet het nie. En hy wil jou beter laat gaan as wat jy by hom gekom het. Dis wat 'n spieël doen. Nou, ons almal ken die bekende lied van Bobby van Jaarsveld, Speeltjie. En ek wil graag 'n paar reëls uit die lied uit lees, want dit spreek baie tot ons boodskap vandag hier. Hy sing in die lied: in die 4 hoeke van die spieël sien ek dinge wat my pla. Ek sien 'n refleksie van my siel in hierdie eindelose spieël. Speeltjie, speeltjie, sê vir my, hoe sien die ander mense my? Sien hulle ook die beeld wat ek in die oggend kry? In die 4 hoeke van die spieël kry ek iemand wat my vra, wat is jou naam? In hierdie prentjie in my spieël is daar 'n onbekende siel, maar dit bly my spieël. So, soek my ander kant die maan vanaand, want ek kry skaam. Spieeltjie, sê vir my, sal ek by jou my antwoord kry? Die Bybel is ons spieël met antwoorde. Kom ons bid. Hemelse Here, ons wil U aanbid omdat U so groot, so wonderlik en so liefdevol is. Ons sê vir U baie dankie, Here, dat U liefde vir ons oneindig is en altyd maar weer terugkom en altyd maar weer vergewe. En dat U liefde maak dat ons onsself nou U kinders mag noem. U ons met U kom versoen. Dankie, Here. En dankie dat dit die boodskap van hierdie boek, die Bybel is. En dankie dat ons die Bybel in ons eie taal het. Dankie, Here, dat ons kan lees en kan verstaan. Ja, daar's baie wat ons nie verstaan nie. Daar's baie keer sukkel ons met goeters. Maar Here, dankie vir die boodskap van die Bybel, 'n boodskap van vergifnis en liefde en van die koninkryk van God wat heers en regeer tot in ewigheid. Here, ons is in hierdie tyd saam rondom U woord, die Bybel in ons lewe. Vandag se tema is speeltjie, speeltjie. Ons wil in die Bybel kyk as die spieël, U spieël wat U voor ons hou. Help ons om onsself te sien soos U ons sien. Help ons, Here, om iets te hoor wat vir elkeen van ons iets beteken. Praat asseblief nou ook met ons deur die woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So wat sê jy van hierdie storie van Gert, hè? Yes, dit klink my die man gaan deur swaar tye. Weet jy wat's fout met hom? Hy huil aanhoudend. Ek weet nie, hy huil oor sy rykdom, hy huil oor sy huis, hy huil oor sy karre. Die ander dag toe hy nog by sy erf, toe hy in sy eie huishek vas. Is jy ernstig? Ja. En nou is hy so down en dan so dit. Wel, dit kom eintlik so 2 jaar terug, het alles so goed gegaan in die man se lewe.
Die lewe was 'n fluweel, dit was perfek. Hy was soos en alles het gedraai om hom, hy kon koop wat hy sien. Jy weet, as jy nou na sy huis toe gaan, die karre staan so. Hy het tot nou die dag sy motorhuis se vloer uitgeteel. Dis rarig. Ja, Wat is sy issue? Ek ken nie man so nie. daai man het geen issue nie. Daai man is daar's net een woord, snobisme. Alles draai om hom. Alles wat hy sien, is hy. Ek het nou die dag met hom rustig net gaan praat en gesê, hoorie my vriend, jy het vriende, jy het familie, hierdie goed hier om jou, gaan jy nie gelukkig maak nie. Yes, en jy sê dit so in sy gesig vir hom. Net so, baie rustig, natuurlik. Mhm. Hy was vies vir my. Paar dae glad met my gepraat nie, en toe ek weer sien, is die man op 'n shopping spree. Jy moet Ja. nou sien wat hy vir hom Ag, gekry het. rarig. Ja. Gert, Hey! wat's foto? Is jy alright? Thanks ouens dat jy nog hier is. Hierdie laaste tyd was vrek taaf. Julle weet ek het 'n kar, 'n huis, baie geld. Maar ek besef dis nie wat mense gelukkig maak nie. Nee, wat maak 'n mens gelukkig? Floris, ek sê wat, cool braai. Ek het net besef familie is alles. Kyk my kind, my vrou, julle is hierso. Dis al wat mens nodig het. Mense is nie alleen nie. Mense maak alles die moeite werd. Sekerlik, Anna. Kom ons doen dit. Vandag is dit die Bybel as die spieël van God in ons lewens. En ek wil daarvoor lees uit Jakobus 1. Ons gaan 'n paar verse lees uit Jakobus 1, van vers 19 af. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so weelig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Die Bybel as spieël. Wat doen 'n spieël, het ons gesê? Dit trek ons aandag, dit laat ons fokus. Dit wys jy hoe jy nou lyk. Dit wys goed wat jy nie nie geweet het nie, of nie wou weet nie, dalk ontken het, wys dit uit. En hy wil jou beter wegstuur as wat jy by hom aangekom het. Jakobus is 'n baie praktiese boek. 'n Boek vol lewensraads, op die man af. Daarom wil ek net so 'n bietjie stil staan by die paar verse wat ons gelees het. Vers 19 het vir ons gesê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. Nou, ons weet dit. En ons verwag dit van mekaar. En ons wys dit nogal uit in ander mense. Die vraag is eintlik, wat maak ons daarmee? Kyk ons regtig dieper in die woord, soos dieper in 'n spieël, nader en nader, om meer mooi duidelik te kan sien, maar wat is die waarheid? Ons moet luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. Kyk nou in God se spieël, en wat sien jy daar oor jou lewe? In die woord as ons spieël, sien ons lewens net soos wat dit is, nou is. Daarom moet ons gereeld in hierdie spieël kyk. Vers 21 sê vir ons, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem, wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Eerste woord daar wat my aanspreek is opruim. As jy nou in die spieël kyk, en jy sien hier is tandepasta, sal jy sê, ag, okay, ek sal dit môre afwas. Ek gaan nou werk toe, of gaan nou vir my meisie kuier, of gaan nou kerk toe, tandepasta is okay.
Dis nie een van ons sal dit doen nie. Ons almal sal dadelik iets daaraan doen. Maar hoekom maak ons nie so met dit wat ons in die spieël van die woord sien nie, God se spieël? Ons is so geneig om net dit wat ons sien in God se spieël een kant toe te skuif, volgende keer. Dan sê hy, ons moet die woord aanneem. Ons moet glo wat ons in 'n spieël sien. Ek kan nie in die spieël sien en sê, spieël jy jok vir my nie. Want 'n spieël jok nie. 'n Spieël praat die waarheid. Behalwe as dit 'n verwronge spieël is, ek weet in die ou dae was dit by skoue en so, was daar sulke verwronge spieëls, en as jy so voor hom verbyloop, dan maak jou lyf so 'n groot vermaak gewees van almal. Ons praat van 'n spieël soos wat ons hom ken, 'n spieël wat die waarheid praat. Die uitnodiging hierdie week is, daai tweede reeltjie van vers 21, ons moet ootmoedig die woord aanneem, wat God in julle geplant het. Ootmoedig, met 'n oop hart, 'n skoon bladsy, in nederigheid, eerlikheid, dit aanneem, wat God vir ons sê. Die derde woord in daai vers wat my aanspreek is, die woordjie red. Die woord se doel is om te red, staan daar. Ons moet weet, die Bybel wil ons red. Die Bybel wil ons nie swaar laat leef nie, wil ons nie bagasie op ons pak nie. Hy wil ons red, hy wil ons bevry. Hy wil ons lei na die oorvloed toe, wat God vir ons wil gee. Hy wil ons lei na Psalm 23 sê, my beker loop oor. Die Bybel is God se boek vir ons, en ek wil weer lees wat vers 22 tot 24 sê. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ek wil die stelling maak dat die meerderheid Christene, wil 'n wye stelling maak, dat die meerderheid Christene net hoor wat hulle wil hoor in die woord. Hulle sien net wat hulle wil sien in God se spieël. Dit is natuurlik nie maklik om die waarheid te sien en te erken nie. Maar dis wat die Here van ons vra, dis kom hy vir ons wys, om ons te help, om ons te red, om ons te bevry. Dis baie makliker om hierdie spieël so te hou, dat jy die ander ou in die spieël sien. Dis maklik om die Bybel so te lees, dat dit vir die ander ou in my kop bedoel is, in plaas van vir my. En dan kom ons by die onthou vers van hierdie week, vers 25. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Dis dieselfde as die saad van verlede week, wat in die goeie grond val, en wat 100voudig vrug dra. Die Bybel is ons roetekaart na gelukkige lewe. Daarom word die Bybel ook genoem die lewende woord. Dit bring lewe. So dit maak die kosbaarheid van hierdie woord so groot. Dit is nie net 'n geskenk wat ek daar kan bære en kan sê ek het 'n Bybel nie. Dis iets wat ek kan lees, wat lewe bring. Dis letterlik my roetekaart vir elke dag. Wat maak jy met God se spieël? Wat maak jy met God se asem? Want hy gee sy asem, sy woord, sy gees, vir jou en vir my. Kyk na jouself in hierdie spieël. Wat doen dit in jou, as jy in die spieël kyk? Wat sien jy? Kyk elke dag in die spieël. Ons kyk elke dag in ons spieëls by die huis. Elke dag. Almal van ons. Kyk mooi en reageer op dit wat jy sien, wat God vir jou wys. Ek haak aan die toneeltjie in die begin. Gert het hierdie lewe geleef. Hy het in die spieël gekyk en hy het ontdek hy's op 'n verkeerde pad. Hy het teruggegaan na sy vriende toe. Dries en Floris het hom ontvang. Hulle het toegelaat dat God se asem hulle lewens rig en hulle het vir hom ruimte gegee. Hulle het vir hom vergifnis gegee. Hulle het hom verwelkom
en hulle was saam met hom bly. God se spieël is daar vir jou, om jou te bevry, en jou te red. Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie vir die spieël wat U vir ons gegee het. En dankie vir U Gees wat hierdie spieël in ons lewens wil gebruik. Help ons om gereeld daaraan te kyk. Help ons om elke dag daaraan te kyk. Help ons om net so gereeld soos in ander spieëls in die woord te kyk. En Here, gee dat ons met dieselfde ywer sal reageer op wat ons in die spieël sien. Verander ons dan, Here, stuur ons beter weg nadat ons die woord gelees het, as wat ons die woord begin voor ons hom gelees het. Here, help ons om raak te sien, help ons om onsself te sien, help ons om nie die spieël so te hou dat ons ander daarin sien weerkaats nie. Dankie Here, dat U deur die Gees ons wil help. Ek bid vir ons gemeente. Ek bid vir elkeen in hierdie gemeente. Ek bid Here vir hulle wat siek is. Ek bid in besonder vir Gerda en vir Menay, wat U verskriklik baie nodig het. En vir elkeen van hulle mense wat hulle probeer ondersteun, geef hulle krag en geloof. En ek bid vir elkeen, ook vir hulle twee, bid ek om genesing, asseblief Heer. Vader, ek bid vir volgende naweek se lentefees wat ons beplan, en al die reëlings daar rondom, en gee dat ons as gemeente dit sal geniet, elkeen iewers op 'n plek. Vader, ek bid dat U ons almal in die hand sal hou, en sal seën deur hierdie tyd, veral baie van ons ouens wat in moeilike finansiële situasies is. Bid vir hulle wat vrees vir hulle wat werk verloor het. Here, ons kom na U toe en vra dat U sal help. Dat U inisiatiewe sal gee, dat U perspektiewe sal gee, dat U sal help dat ons met nuwe planne in hierdie nuwe vreemde wêreld sal leef en 'n verskil sal gemaak. Seën ons asseblief in hierdie week en word verheerlik deur ons denke, ons doen en ons late. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan die lied sing, Herder Heer, en kyk asseblief mooi na die woorde wat ons sing. En ek wil luister, wys U my hoe ek moet leef, gee my lig, ontskemer my, vat die skemer weg in my, die kolle in my gesig en my lewe, vat dit weg, sing saam hierdie 3 verse. Herder Heer, na wie ek soek, ek wil luister as U roep, want ek swig, ek val en gly, as U stem verdof in my, voor U Heer kom word ek stil, buig my hart en buig my wil. Daar is waters in woestyne, by die Herder se fonteine, as die storms word in my, sal ek daar my rus kom kry. Wys U my hoe ek moet leef, leer U my om U te ken, ek alleen verbrou en dwaal, U alleen kan my kom haal, op die weg kan U my hou, al is dit styl, al is dit nou. Daar is waters in woestyne, by die Herder se fonteine, as die storms word in my, sal ek daar my rus kom kry.
Gee my lig, omskemer my, as ek wil swig, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal U vir my die pad kom wys, waar U spore my heen lei, wil ek wandel, wil ek bly. Daar is waters en woestyne, by die heilige fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Sal ek daar my rus kom kry. Dan ons gids uit vir hierdie week, geluk aan almal wat verjaar. Ek sien sommer 'n klomp wat verjaar, Elise Ings en Leonie Johnson, en klomp, Tenis Voges, julle almal, baie geluk vir julle almal. Ilde Pretorius, en ja, hoop julle het 'n geseënde jaar wat voor lê, die hele lys van julle almal, ek sal julle almal se name wou noem, baie geluk hoor. Dan, ons het weer begin met eredienste, en julle het die WhatsApp gekry van hoe ons reëlings is. Asseblief, ons wil julle regtig graag hier hê. Ons het, daar's nie meer 'n ouderdomsprobleem nie. Ons sal baie veilig wees hier by die kerk. Ons kan net 50 op 'n slag hanteer. So van volgende Sondag af het ons 2 eredienste. Een eers teen 8:30 en die tweede een 10:00. So, bespreek betyds jou plek. Daar's, ek dink, geleentheid vir die volgende 2 of 3 Sondae om te kan bespreek. Bespreek jou plek en kom asseblief en kom deel saam met ons. Ek het gepraat met die siekes, ons bid vir almal en dink aan hulle. Dan 'n lekker ding wat gaan gebeur is, volgende naweek het ons Lentefees. Lentefees, op die kalender is dit ook so, ek dink die kalender beteken nie meer baie nie. Baie van die goed wat daar opgeskryf is, kon ons toe nie doen nie, maar daar staan Lentefees. En dit is so al van die plek van ons Geebazaar, of dieselfde ding as ons Geebazaar wat ons elke 3 jaar hou. En dit beplan ons nou vir Vrydag en Saterdag, nou eerskomende. So, let op in die klas. Ons het 'n klompie goed. Vrydag gaan daar 'n klompie goed gebeur. Die oggend is daar van 9:30 af senior mense. Kom hiernatoe, kerk toe, ons gaan 'n plantdag hou. Alles gaan hier wees, julle gaan 'n potjie plant en met 'n plant huis toe gaan of na iemand toe kan vat. Meer inligting daaroor, hou dop, die hele program sal uitgestuur word. Ek noem maar net so 'n paar goeters. Die middag, 3:00 is daar 'n fliek, Kumba fliek vir die kinders. En julle sien so op hierdie fotootjie daar so 'n boksie wat elke kind gaan in, dis 'n inry fliek. So elke kind gaan 'n boksie opmaak soos 'n kar as jy wil en bring hom saam. Ons het 'n paar ook hier so as jy nou nie so groot boks het nie. En dan in die saal gaan hulle soos in 'n inry geparkeer wees en hulle gaan die fliek sien. Dit gaan baie lekker en oulik wees. Daar's nog goed wat gebeur Saterdag. Oggend vroeg is dit manne bid hier op die berg, 5:00. Daar agter Wonderboom Hoërskool, by hulle Lapa kry ons mekaar en dan stap ons op. Dan 8:00, en hier wil ons weer almal ook nooi, om die Bybelstap te kom ondersteun. Dit gaan nie baie ver wees nie, maar van 8:00 tot 10:00 kan jy opdag en kom stap. Ek dink die begintye is tussen 8 en 9, enige tyd. So jy kan tot 9:00 toe nog kom en dan begin stap, maar die eerstes kan 8:00 al begin stap. Dan is daarna 'n groenteverwerking hierso en 'n groenteplantery hierso. En dan 'n ander ding, 'n groot ding is die potjiekos. Dis 'n virtuele potjiekos kompetisie. Ons wil almal aanmoedig om potjies te maak. En as jy by die kerk dit wil kom maak, ons kan 'n paar hier hanteer. Dan moet jy net met Kymie praat of met Japie, met die inligting sal deurkom, die kontakbesonderhede. Maar die goed sal gereël word as jy 'n potjie wil maak by die huis. Die gedagte is soos nie by die Geebazaar, jy maak meer as vir jou gesin, jy skep dit wat oor is in bakkies, bring dit vir ons kosprojek en ons sal dit hierso vries. So dan kan jy 1:00 verbyry, inkom met 'n proetjie vir die beoordelaars en jy kan die kos wat jy wil gee vir die kosprojek kom ingee. So, en dan Sondag ons 2 eredienste. So ons hou regtig, hou die kommunikasie dop en praat met die kerkkantoor as jy onseker is oor 'n ding, of met my en Rian, julle is baie welkom en ons gaan dit saam geniet. So, dan
Dankie vir die dankoffers. Hierna is ook besonderhede op die skerm. Dankie vir julle wat bydra en dat julle ons help om gemeente te kan bly wees en 'n verskil te kan bly maak. En ons hoop om mekaar spoedig hier in die kerk te sien. Ek wil jou graag seën met die Here se liefde en genade vir hierdie week. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die krag van die Heilige Gees sal met jou wees elke dag van hierdie week en elke dag totdat Jesus jou kom haal. Amen.